So, in die middel van die 20ste eeu het iets ongeloofliks gebeur. 'n Golf van vryheid het oor Afrika gespoel. Land na land het onafhanklik geword en die lig was dik van belofte vir 'n nuwe toekoms. Maar soos ons sal sien, was daardie pad alles behalwe eenvoudig. Dis 'n storie van drome, van reuse uitdagings en van die ware en ja, dikwels pynlike prys van vryheid. En dis presies die vraag, nê? 'n Oorweldigende vraag wat die nuwe leiers van Afrika moes antwoord. Die koloniale vla is gestryk seker, maar wat nou? Die blouprik vir 'n splinternuwe nasie moes van die grond af opgebou word. So kom ons spring in en kyk presies hoe hulle hierdie monumentale taak probeer aanpak het. Jy moet verstaan, daai era van dekolonisasie was een van pure, ongebreidelde optimisme. Vir die eerste keer in geslagte was die toekoms van Afrika in die hande van Afrikaners self. Dit moes gevoel het asof absoluut enigiets moontlik was. Hierdie kragtige woorde van Patrice Lumumba, die heel eerste minister van die onafhanklike Kongo, vang daai gees perfek vas. Dit was 'n verklaring van trots, van vasberadenheid, 'n diep begeerte om 'n nuwe, eie identiteit op die wêreldverhoog te skep. En hier is die groot maar. Hier lê die kern van die hele stryd. Jy sien, onafhanklikheid was nie 'n skoon bladsy nie, glad nie. Die nuwe nasies het 'n erfgelating oorgeneem wat daai droom van vryheid van die heel eerste dag af sou toets en bedreig. En elkeen van hierdie punte was 'n massiewe struikelblok. Dink daaroor. Kunsmatige grense wat sommer reguit deur etniese groepe getrek is. Dit was 'n resep vir konflik. Dekades van koloniale beheer het beteken daar was bitter min plaaslike mense met die ervaring om 'n regering te bestuur. Die ekonomie, wel, hulle was ontwerp om Europa se fabrieke te voed met hulpbronne, nie om die mense in Afrika te ontwikkel nie. So hierdie nuwe nasies het die wedloop na voorspoed met 'n ernstige agterstand begin. Goed, so met al hierdie uitdagings in gedagte, moes die leiers se plan kies, 'n ideologie om al nasies te bou. En die keuses was wyd, elkeen met sy eie belofte, maar ook sy eie gevare. Baie leiers soos Julius Nyerere van Tanzanië het hierdie pad gekies. Vir hulle was dit 'n unieke Afrikaanse oplossing. Die idee was om die uitbuiting van kapitalisme te vermy en die gemeenskap bo die individu te stel. 'n Poging om, jy weet, moderniteit met tradisie te versoen. Aan die ander kant van die spektrum was kapitalisme, maar vir baie van hierdie nuwe nasies was daai woord gelaai. Dit was sinoniem met die koloniale magte wat hulle vir so lank uitgebuit het. Alhoewel sommige hierdie model aangeneem het, was daar 'n diep gewortelde wantrou in 'n stelsel wat rykdom vir Europa geskep het, terwyl Afrika arm gebly het. Nou hierdie een klink vir ons vandag dalk 'n bietjie vreemd, 'n eenpartystaat. Maar die leiers van daardie tyd het 'n argument daarvoor gehad. Hulle het gesê, kyk, in 'n land met dosyne, selfs honderde verskillende etniese groepe, sal 'n veelpartystelsel net lei tot verdeeldheid en oorlog. So vir hulle was die eenpartystaat 'n noodsaaklike instrument om almal saam te snoer onder een nasionale identiteit. Goed, genoeg teorie. Kom ons gaan kyk hoe hierdie idees in die regte wêreld uitgespeel het. En ons begin met een van die mees dramatiese en tragiese verhale, die Demokratiese Republiek van die Kongo. Patrice Lumumba se visie was glashelder, 'n verenigde, onafhanklike Kongo, heeltemal vry van buitelandse inmenging en ideologiese spelletjies. Hy wou 'n pad vir die Kongo self bepaal, 'n pad gegrond in Afrika-nasionalisme. Maar daai visie sou byna onmiddellik op die proef gestel word. Die hart van die Kongo se tragedie lê in die verhouding tussen hierdie twee mans. Eerste minister Lumumba en sy weermaghoof, Joseph Mobutu. Hulle was bondgenote in die stryd om vryheid, maar binne maande het Mobutu met die stille ondersteuning van westerse magte wat vir Lumumba bang was, teen hom gedraai. En dinge het ongelooflik vinnig uitmekaar geval. Die droom van onafhanklikheid het letterlik binne weke in 'n nagmerrie verander. Die weermag het gemyt, die mineraalryke Katanga-provinsie het afgestig en Lumumba is gearresteer. Sy moord in 1961 het die pad oopgemaak vir Mobutu om in 1965 totale beheer oor te neem en 'n diktatorskap te vestig wat vir dekades sou hou. Onder Mobutu het die land se naam verander na Zaire. Mense is gedwing om hul Europese name vir Afrikaname te verruil. Die abakost, 'n soort kraaglose pak, het die westerse das en baadjie vervang. Op die oog af was dit 'n poging om 'n autentieke Afrikaanse identiteit te herstel.
maar eintlik was dit 'n kragtige instrument om sy eie autoritaire beheer en persoonlikheidskultus te versterk. En terwyl Mobutu hierdie storie van authentisiteit en Afrika trots gepreek het, het hy die land se rykdom geplunder. Kyk na daai syfer, 5 miljard Amerikaanse dollar. Dis die beraamde persoonlike fortuin wat hy bymekaar gemaak het. Sy bewind het bekend geword as 'n kleptokrasie, 'n regering deur diewe. Hy en sy vriende het in absolute weelde geleef terwyl die land verarm is. Goed, kom ons los die chaos van die Kongo vir 'n oomblik en reis na 'n buurland, Tansanië. Hier sien ons 'n heeltemal ander visie wat tot 'n heeltemal ander uitkoms gelei het. Hierdie woorde van Julius Nyerere, Tansanië se eerste president, is soos dag en nag in vergelyking met die geweld en chaos wat ons in die Kongo gesien het. Nyerere se hele benadering was gegrond in 'n filosofie van vrede, eenheid en 'n unieke soort Afrikaanse sosialisme. Die kern van sy beleid was hierdie idee van ujamaa. Dis 'n Swahili woord wat familieskap of gemeenskaplikheid beteken. Die plan was om die land op te bou op tradisionele Afrika-waardes van samewerking. Die staat het groot dele van die ekonomie genasionaliseer en mense aangemoedig om in kollektiewe ujamaa-dorpies te gaan woon en saam te werk. So het dit gewerk. Wel, ja en nee. Aan die een kant het Tansanië iets bereik wat die Kongo nooit kon nie: politieke stabiliteit en nasionale eenheid, deels dankse die bevordering van Swahili as 'n taal wat almal kon praat. Maar die prys vir hierdie eenheid was ekonomies. Die ujamaa-beleid het grootliks misluk, wat gelei het tot voedseltekorte en ekonomiese swaar kry. So nou dat ons hierdie twee kontrasterende paaie gesien het, die Kongo en Tansanië, wat kan ons sê oor die breër nalatenskap van onafhanklikheid in Afrika? Die prentjie is, soos jy kan sien, ingewikkeld en vol kontraste. Die grootste sukses? Ongetwyfeld die einde van koloniale oorheersing. Dit het die weg oopgemaak vir nuwe nasionale identiteite en vordering op gebiede soos onderwys. Maar terselfdertyd het massiewe probleme soos politieke onstabiliteit, diep gewortelde korrupsie en ekonomiese afhanklikheid baie van daardie aanvanklike belofte kom steel. En as ons die twee langs mekaar sit, is die kontras skerp, né? In die Kongo het Mobutu se selfverrykende diktatoorskap gelei tot onstabiliteit en armoede vir die massas. In Tansanië het Nyerere se idealistiese visie vrede en eenheid gebring, maar kon nie ekonomiese welvaart skep nie. Twee leiers, twee ideologieë, twee dramaties verskillende uitkomste. En dit bring ons by die eintlike kern van die saak. Op die ou end kom dit hierop neer. Om onafhanklik te word was net die eerste en miskien selfs die maklike stap. Die werklike uitdaging was om die diep gewortelde politieke en ekonomiese stelsels wat deur kolonialisme agtergelaat is, heeltemal af te breek en iets nuuts en beter in hul plek te bou. En dit los ons met 'n laaste kragtige vraag om oor te dink. As ons vandag na die vasteland kyk, met sy voortgesette stryd teen korrupsie, buitelandse invloed en ekonomiese uitdagings, moet ons wonder, het daardie stryd vir ware selfbeskikking wat in die 1960s begin het, ooit regtig geëindig?